Hartlike goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. In hierdie pragtige dag loof en prys ons Here vir die voorreg om rondom sy woord byeen te kan wees. Dankie dat u vanmôre by ons inskakel. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons is besig met ons reeks uit die boek van Openbaring. Vanoggend gaan ons saam lees Openbaring hoofstuk 16 vers 10 tot 15. Dit is die bakke van oordeel wat uitgegiet word. En vanmôre is ons by die 5de en die 6de bakke. Die 5de engel het toe sy bak op die troon van die dier uitgegooi. En daar het duisternis oor die koninkryk van die dier gekom. Die mense het hulle tonge ingesluk, gebyt van die pyn. En het die God van die hemel gelaster oor die pyn wat hulle moet verduur, en oor die swere. En hulle het hulle nie bekeer van hulle verkeerde praktyke nie. Die 6de engel het toe sy bak op die groot Efraatrivier uitgegooi. Die water daarvan het opgedroog, om 'n pad vir die konings uit die ooste oop te maak. Toe sien ek uit die bek van die draak, en uit die bek van die dier, en uit die mond van die vals profeet, 3 onrein geeste kom, wat soos paddas lyk. Hierdie geeste, wat wondertekens doen, is bose geeste. Hulle gaan na die konings van die hele wêreld toe, om hulle byeen te bring vir die oorlog op die groot dag van God, die Almagtige. Kyk, ek kom onverwags soos 'n dief. Geseënd is die een wat wakker bly en sy klere reghou, sodat hy nie kaal hoef te loop en die mense sy skande sien nie. Die geeste het die konings byeengebring op die plek wat in Hebreëus Armageddon genoem word. Die oordeel van die torenbakke, broeder en suster, is die finale en algehele voltrekking van God se oordeel oor die hele aarde. Die einde het aangebreek. En hier in hoofstuk 16 sien ons hoe daar 7 bakke van God se toorn oor alles en almal uitgegiet word. Die 5de bak waarvan ons vanmôre gelees het God se oordeel oor die troon van die dier uitgegooi. En daar het duisternis oor die hele aarde gekom. Die troon en die koninkryk van die Antichrist word omvergewerp, deur dit in duisternis te dompel. Broeder en suster, die implikasie is, dat die Antichrist se keizerlike mag uitgedoof is. In Openbaring het duisternis altyd die verbintenis met oordeel en die dood. Die duisternis as oordeel het 3 gevolge. Die goddeloses byt hulle tonge stikkend van pyn oor die bose swere. Om jou tong te byt of op jou tande te kners is tipies simboliese uitdrukking om die ondraaglike pyn te beskryf. Dit alles is deel van die oordeel van God wat die goddeloses nou volledig tref. Die goddeloses antwoord ook op die duisternis deur vir God te laster, sê vers 11. Hulle word nie sag en inskikkelik nie, maar al hoe meer hardvogtig en arrogant in hulle optrede. Hulle weet goed van wie die straf kom en hulle vloek en laster God, die mag agter die oordeelsbakke. Die goddeloses weier dan ook in die 3de plek om tot inkeer te kom en hulle bose optrede te staak. Inteendeel, hulle is uitdagend en aggressief en gaan voort om demone en afgode te aanbid, gelowiges te vervolg en aan hulle immorele rituele deel te neem. Hulle steek vir God tong uit by wyse van spreuke en aanbid die Antichrist met mag en mening. Die 6de bak laat die Efraatrivier opdroog. Die Efraatrivier was 'n natuurlike grens en het die land beskerm teen die lande aan die ooste kant. As die rivier sou opdroog, sou daar niks meer wees om die vyande
weg te hou uit Israel nie. Die vyandige leers sou nie gestuit kon word nie. En die aanslag van hierdie leers uit die ooste is 'n simbool van die finale oordeel. Die spanning raak ondraaglik. Toe die engel sy bak oor die Efraatrivier uitgooi, droog dit op. Die Efraatrivier was die grootste rivier in daardie omgewing en het die oostelike grens van die Romeinse Ryk gevorm, asook die grens van Israel. Oorkant hierdie rivier het die vyande gelê en wag. Al die konings van die ooste het saamgekom met die konings van die hele wêreld om voor te berei vir die finale slag van Armageddon. Hierdie sal 'n finale veldslag wees om af te reken met die goddeloses en die bose. Hoofstuk 16 vers 14 wil vir ons sê dat God oorwin, maar nie sonder stryd nie. En hierdie stryd word voorgestel as 'n veldslag. Johannes skryf hierdie visioen van hom neer wat hy by Jesus Christus ontvang het en kleed dit dan simbolies in om die finale aanslag teen die Christene dramaties te teken. Die bose trio, die draak, die dier en die valse profeet initieer verdere boosheid. Die bose geeste wat die wondertekens doen, kom van die onheilige drie en verenig die konings van die wêreld in 'n stryd teen God. Die onrein geeste wat by die monde van die drie bose heersers uitkom, is 'n simbool van die propaganda waardeur mense na die bose gelok word. Die onrein geeste mobiliseer die goddelose konings by Armageddon. En dan sê Jesus die volgende in vers 15. Kyk, ek kom onverwags soos 'n dief. Geseënd is die een wat wakker bly en sy klere reghou, sodat hy nie kaal hoef rond te loop en die mense sy skande sien nie. Daarom moet kinders van die Here gereed wees vir die koms van Jesus Christus. Ons kan onsself vir sy koms voorberei deur standvastig te bly ondanks versoekings en deur volgens die standaarde en norme van God te lewe. Die lees van die ontsettende voltrekking van God se oordeele kan 'n mens bang maak. Die gelowiges weet egter dat ons alreeds in Jesus Christus verseker is van 'n volkome ewige lewe saam met God. Ons moet wakker wees, soos betroubare soldate wat enige tyd gereed is. Slaap met jou geestelike klere aan. Môre gaan ons verder met hierdie reeks en ons vertrou dat die Here hierdie boodskap in ons lewens sal bevestig. Kom ons bid saam. Baie dankie Hemelse Vader dat ons hierdie nuwe dag in U naam kan begin en U kan loof as ons God en Here en Koning. Dankie dat U deur die Bybel vir ons wil kom leer en ons wil kom toerus en vir die kosbare werk van die Heilige Gees om ons op te bou in die geloof. Ons wy hierdie dag aan U toe, Here, seën dit vir ons. Voorsien vir ons in alles om van te lewe. Vul ons harte met U vrede en laat U genade vir ons genoeg wees. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag.